Almal, ek groet julle in die naam van Jesus. Ek wil net 'n deeltjie met julle deel van die versoeking van die vyand en die afvalligheid van die mens, omdat hulle nie weet hoe om die vyand te weerstaan nie en deurdat hulle nie die volle wapenrusting van die Vader weet hoe om dit mooi te gebruik nie. Ja, ek begin in Job 1 waar die duiwel vir Job versoek en al sy goeders wegneem. Dit is Job 1 vers 11, maar strek u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in die aangesig seën. Daarop sê die Here aan Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na hom mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. So, die Satan het mag deur die Vader gekry om al Job se aardsbesittings weg te neem, sodat om hom te beproef, om te kyk as sy hart opreg is voor die Vader. Ja, dit is die eerste versoeking van Job, is om al die begeerlikhede van die mens weg te neem, al die aardse dinge. En die tweede versoeking van Job is waar die vyand Job se liggaam aantas. So die tweede versoeking is deurdat die Satan jou siek maak en jou liggaam aantas, om ook weg te gaan van die Vader af en om te dink dat die Vader jou nie daar is om jou te help nie. Dit is in Job 2 vers 4 tot 5. Toe het die Satan die Here geantwoord en gesê, heid vir heid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Maar strek u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. En die Here sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. So, die ding is, die Satan sal jou siek maak en hy sal jou gesondheid beïnvloed, maar hy kan nie jou lewe vat as jy nie die Vader verloon nie. Maar as jy vasbly in die weë van die Vader en weet om die volle wapenrusting te gebruik, deurdat jy die woord van die Vader bely, deurdat die Vader jou geneesheer is, dan sal dit makliker wees vir jou as die vyand jou aanval, deur om die Vader se woord te bely, om die grootheid van God te bely oor al jou siektes en jou probleme, deurdat die wêreldse dinge ook, die Vader het ook beheer oor dit, maar die Vader beloof, hy sal voorsien vir elke dag wat jy nodig het. So, al die oorvloed kan die Satan beïnvloed. Ja, so 'n mens moet mooi kyk en mooi die weë van die Vader deurgaan en leer hoe om die volle wapenrusting van die Vader aan te trek. Soos ook het die Vader ook het die duiwel ook Job se vriende gestuur ook om hom te bespot, sodat hy die Vader kan verloon. So, die vyand bring ewen almal wat om jou is, om te sê, kyk, hulle bespot jou. Dit is die beïnvloeds van die wêreld. So, die beïnvloeds van jou vriende en die mense om jou. Dan kom die vyand en hy bring daai mense, jou naastes, om jou te bespot en jou sleg te sê, om te sê, kyk, jy kom nie reg nie, kyk, jy is 'n sondaar, dis hoekom die Vader jou so straf en jou siek maak en al jou goeders wegvat en daarom sal jy nie regkom nie. So, 'n mens moet net oplet hoe die vyand werk, hoe om 'n mens neer te druk, sodat jy jou aangesig weg kan draai van die Vader af. Want die duiwel wil nie hê ons moet bekeer tot Jesus nie. Dit is in Job 16 vers 20, waar Job sê, my vriende spot met my, uit my oog drup trane tot God, dat hy kan pleit vir 'n man by God en as mense seën vir sy naaste, want maar min jare kom, dan bewandel ek 'n pad waarlangs ek nie terugkeer nie. So die ding is,
die vyand het Job se vriende gestuur om met hom te spot, sodat hy sy geloof kan verloor in die Here. Want hier sê hy ook in hoofstuk 17, my gees is verwaard, my dae is uitgeblus, die graf wag op my. Waarlik, bespotting is my deel, en op hulle getwis moet my oog rus. So sien die vyand stuur ewen jou vriende, die naastes, jou familie, jou almal om jou te bespot en om jou neer te druk, om te kyk as hy jou kan wen. As hy jou lewe kan wen, dan soos om selfmoord te doen en al daai dinge, dan het die duiwel jou gewin. So, want as jy dood is, kan jy nie meer vir die geregtigheid veg nie. En as jy jouself doodgemaak het, het jy God verloon. So, daarom moet ons na die Here terugkeer en die volle wapenrusting van die Vader aantrek, soos wat hy sê in ek dink is Galasiërs of Efesiërs 6, laat ek net kyk, dit is in Efesiërs 6 vers 10 tot 20, sê hy, eintlik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Sien, so die Vader leer ons ook hoe om die wapenrusting aan te trek en hoe om dit te gebruik. Want hy sê ook, dat ons kan staande bly teen die liste van die duiwel, en teen die wêreldse mense wat met jou kom spot, omdat jy die Here lief het. Want hulle wil ook hê, jy moet die weë van die wêreld, die weë van die vlees navolg, sodat jy verlore kan gaan. Dat jy die Vader nie die eer sal gee nie. Dan sê hy ook, staan dan vas julle ledene met waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en die skoene van julle voete, die bereidheid van die evangelie van vrede. So hy sê, ons moet met die waarheid omgord wees. So as jy met die waarheid omgord is, dan ken jy die woord van die Vader, want die Vader se woord is die waarheid. En deurdat jy jou hart vervul met die weë van die Vader, kan die vyand nie met jou, kan hy nie leuns met jou kom praat en jou vervul met moedeloosheid en want deurdat jy die woord van die Vader ken en weet wie die Vader is, dan kan die vyand nie interfereer met jou geestelike krag, die liefde vir die Vader nie. En hy sê ook, as jy deurdat jy die borswapen van geregtigheid aan het, is deurdat jy opreg is vir die Vader. Jy's nie halfhartig nie. Jy ken wie die Vader is, jy ken die grootheid van God en jy ken wat die Vader alles vir jou kan doen. So jy vrees nie vir tye van siekte en tye van swaar kry en tye van verdrukking nie, want jy weet God is groot en dat die Vader jou deur alles sal help, al kos dit jou lewe. Soos wat die Vader sê, wat is jou lewe werd as jy in die wêreld verlore gaan? En waarvoor vrees jy die vlees wat jou kan doodmaak nou, maar jy vrees nie God wat jou kan doodmaak en in die hel kan werk nie. So as jy opreg is, dan sal jy weet die onderskeiding van goed en kwaad. Die Vader sê, om hom te vrees moet jy afwyk van sonde af. So jy moet bang wees om sonde te doen, want omdat jy die Here liefhet en jy heilig wil lewe voor die Vader, sodat die vyand nie meer jou kan interfereer en jou gemoed kan steel en jou onrustig maak nie, want die Vader sê, my vrede is nie die vrede van die wêreld nie, my vrede is volkome vrede, want deurdat hy ons liefhet,
omgord hy ons met vrede bokant die wêreldse vrede. Maak nie saak al is jy in verdrukking nie, sal jy die Here nog steeds loof en prys. Selfs toe Petrus hulle in die tronk gegooi was, het hulle met gesange die Here gedien en die Vader het die tronkdeure oopgemaak dat hulle kan uitstap. En dan sê hy verder in die wapenrusting, behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Sien, die skild van geloof is om te verstaan die woord van die Vader, want die skild is om die woord van die Vader te kan bely, want die skild en die swaard werk saam. Hy sê, en neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees, die woord van God. So die helm van verlossing en die swaard van die Gees. So hierdie drie werk baie mooi saam, want deurdat jy die woord van die Vader bely, die swaard, die woord baie goed ken, bely jy die weë van die Vader, so dit oorkom alle gedagtes, sodat jou gedagtes soos Christus se gedagtes sal wees. En dan deur die geloof, glo wat jy spreek oor jouself uit die woord uit, en glo wat die Vader vir jou sê, want die Vader sê, my belofte sal nie leeg terugkeer na my toe nie. So as jy glo wat die woord sê, en glo dat die Vader jou sal uithelp, en jy moet ook verstaan dat Jesus gesê het, julle moet julle reg kry om dieselfde paadjie te loop as ek. So julle sal bespotting deurgaan, julle sal geslaan word. So die Vader sê, neem jou kruis op en loop agter my aan. So julle moet reg wees om ook dood te gaan vir die weë van die Vader, en nie die Vader te verloon nie, maar vashou in sy woord, want die Vader het gesê, niemand is beter as die maker nie, want die maker het ons gemaak en hy is deur al die slegte dinge, so hy is op die kruis vasgenaal, so ons moet ons reg kry om ook in dieselfde weë te wandel soos wat die Vader. Hy sê ons is niks beter as hy nie, want ja, wat is die maaksel beter as die maker? Maar soos wat die Vader sê, ons moet ons reg kry. Moenie dink die pad om saam met Jesus te loop gaan 'n joyride wees nie, want dit is nie. Dit is 'n moeilike pad, maar baie lekker. Want as jy eers die vrede van die Vader ervaar het, dan beteken die wêreldse dinge vir jou niks nie. Want die Vader se liefde maak jou, oorweldig jou hele wese. So jy sal, as jy die Here regtig opreg liefhet, sal die verdrukking jou niks maak nie, want die liefde van Jesus oorweldig jou. Maar hy sê ook verder in die wapenrusting, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my mag gegee word as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Sien, hier het Paulus ook verdrukking gely. Hy was in die tronk toe hy die wapenrusting van die Vader geskryf het. Maar deur daai verdrukking het dit net hom liewer gemaak aan die Vader, want verdrukking beproef die lydsaamheid. So dan dit maak die hart sterk. En verder om hierdie wapenrusting mooi aan te trek en te verstaan, daar is ook 3 soorte grond wat gesaai word, en 4 soorte grond eintlik, maar 3 slegte dele en 1 goeie deel. Wat die Vader in Matteus 13 beskryf. Hy sê, luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. So die wat die woord net hoor
en nie in hulle hart bære nie, kom die duiwel en besteel dit dadelik. So, as ons net sê, ag, dit is maar net praatjies, is net 'n storieboek, dan gaan die vyand jou dadelik kom mislei, sodat hy jou gedagtes bedwelmd kan hou in die wêreld. En dan sê hy ook verder, vers 20, en by wie op die rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dadelik met blydskap aanneem, maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom terwille van die woord, struikel hy dadelik. So dit is as iemand hom spot deurdat hy die woord van die Vader en Jesus se naam verkondig, dan begin hy voel, nee, dis nie die moeite werd om hierdie woord te doen nie, want almal bespot my en almal sê slegte dinge van jou. En as jy wil probeer regkom, dan kom hulle en dan, soos, kom ek gee net 'n voorbeeld, iemand wat nou net opgehou het met drink, en dan kom al sy maatjies nou met drank, om hom te irriteer, om hom weer lus te maak, en dan, sodra hulle hom die heeltyd bespot en sê, ag kom, drink nog enetjie, of rook nog enetjie, dan val hy dadelik, dan drink hy weer van die begin af, want hy's nog nie sterk genoeg nie. Maar partykeer dan loop die Vader 'n pad met jou, dan val jy 'n paar keer, maar as jy sterk genoeg is, dan staan jy op, en jy oorwin die wêreld, en jy naderhand as jy lief is vir die Vader, dan hoef jy nie meer saam met die crowd van die wêreld te loop nie, dan word dinge lekker as jy alleen saam met die Vader loop. Party dae is dit baie moeilik alleen, want jy voel verskriklik alleen, maar deurdat die Here saam met jou is, en jy die verstand van Jesus begin kry, deur om sy woord te lees en sy woord in jou lewe toe te pas, dan word dinge makliker. En hy sê ook hierso, die derde deel van die saad, vers 22, en by wie in dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verskrik die woord, en hy word onvrugbaar. Dit beteken dat sy begeertes van sy hart op die wêreldse dinge was. Hy wil 'n mooi kar hê, hy wil 'n groot huis hê, hy wil saam met sy vriende gaan party en snaakse dinge doen, want geld en rykdom loop saam met snaakse dinge as jy nie in die Vader vas is nie. Want dit begin hoogmoed, selfsug, greed, al die slegte dinge. En dan dis hoekom die mense afvallig ook word, is want deurdat baie mense jaag geld na en hulle kry dit nie. En dan sê die Vader, die wat rykdom najaag en sal in alle snaakse dinge inval, is in Romeine wat hy dit beskryf. Maar ek gaan dit net nie nou lees nie, dit is vir 'n ander tydjie, maar hy sê dat die wat rykdom najaag, val in alle dwaase versoekings, want die duiwel kan hom maklik versoek, en maklik, want omdat sy gedagtes bedwelmd is met die wêreldse dinge, maar hy is nie gefokus op die onsienlike, die Vader se goeders nie. En dan sê hy, en by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer, die 100, die ander 60, die ander 30voudig. Dit beteken dat die wat dit verstaan het begin weet dat hy nie vir die wêreldse goeders moet lewe nie, maar dat hy die weë van die Vader moet uitvoer en die weë van die Vader moet leef, en dat die wêreldse dinge jou nie lewe gee nie. Die wêreldse dinge, kos en klere, die Vader sê, hoekom gaan soek jy na die goeders in die wêreld? Wel, ek weet dat jy dit nodig het. Ek sal vir jou gee wat jy nodig het. Dit staan in Matteus 6. As jy Matteus 6 wil gaan lees, en dan kan jy mooi verstaan wat die Vader sê, dat ons moet nie soos die wêreld wees, gaan klere en kos en daai goeder soek nie, want ons Vader wat in die hemel is, weet dat ons hierdie dinge nodig het, en hy sal nie ons sonder dit los nie. Hy beloof ons, maar ons moet ons harte vasmaak op hom, en ons moet nie leiaards wees en dink die goed gaan uit die hemel uitval nie,
want dit gebeur definitief nie. Jy moet werk vir wat jy nodig het, en ek sê nie, die Vader sê, hy weet wat ons nodig het, en ons moet, jy kan nie die hele dag op jou bed lê en dink, die goed gaan uit die hemel uitval nie, dit is net nie hoe dit werk nie, en jy kan nie dink sonder dat jy met jou eie hande werk, goeders uit die hemel uit gaan val nie. Maar die Vader sê ook, vra en soek en vir jou sal gegee word. So, as jy baie sukkel, kan jy iemand vra, daar's altyd iemand wat jy sal kan help. Maar jy moenie lui wees nie. As jy lui is, gaan jy niks reg kry nie. En dan sê hy ook, die laaste deeltjie wat ek met julle wil deel is, waar Jesus versoek was, in Matteus 3, Matteus 3 tot 4, vers 4, Matteus 3, dan sê die Vader, en dan sê hy hierso vers 3, want dit is hy van wie deur die profete Jesaja, is nie, ek is nou iewers toe 'n bietjie, maar is Matteus 4, sorry, waar vers 3, en die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Sien, daar word die vlees dadelik aangespreek, want Jesus het na die 40 dae vas in die woestyn, het hy begin honger word. So dit is 'n vleeslike versoeking. En toe sê Jesus, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie alleen van brood lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. So, as ons die Here ken, dan weet ons die Vader sal ons nie los nie, en die vlees sal nie probleme kry, solank as wat jy in die weë van die Vader is nie, want die woord van die Vader voed die gees, en die gees is sterker as die vlees. Die gees hou die vlees lewendig, as jy verstaan, want die gees is in die bloed. So die Vader sal ons help, hy sal ons nie laat sterf nie, want hy is die voorsiener, hy sal seker maak jou liggaam sal versorg wees. So as jy regtig met 'n opregte hart in die Here glo. Toe vers 5 tot 7 sê, toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen klippe stamp nie. En Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Die ding is, ons weet ons is vlees, en jy weet dat die vlees fragile is. So jy sal nie jou eie lewe neem, of goeders doen wat jou lewe sal neem, en die Vader versoek om te kyk, gaan hy jou help of nie. Die ding is, ons moet verstaan dat die Here daar is, en dat hy vir ons voorsien. En ons moenie dom dinge doen, vleeslike dinge doen wat die vlees sal aantas nie, maar ons moet na die Here toe gaan met 'n opregte hart en weet dat die Vader ons helper is. En weet, die Vader sal ons in die benoudheid uithelp. Maar moet nou nie dinge moetswillig gaan doen nie.
want dan gaan die Vader jou nie kan help nie, want dan het die duiwel dinge in jou hart geplaas en jou oorwin, deurdat jy dit doen. So, as jy nie die wapenrusting weet om die swaard en die skild en die helm te gebruik nie, dan is jy verlore. Dan gaan die vyand jou hele gedenkswyse de mekaar gooi. Maar, ja, so die tweede versoeking is om jou gedenkwyse de mekaar te maak, om die Vader te versoek deur dom dinge te doen, wat jy weet gaan jou lewe in gevaar bring. So 'n mens doen nie dinge wat jou, want omdat ons vlees is, die vlees kan seer kry, die vlees is nie baie sterk, as jy snaakse goeders doen nie, maar as jy die Here eer met jou tempel, dan sal jy sterk wees. Want die Vader sal niks met jou laat gebeur, ewen al tas die vyand jou hele liggaam aan nie, moet jy net vertrou dat die Vader jou geneesheer is, dat die Vader jou helper is, dat die Vader die een is wat alles vooruit beplan vir jou, as jy deur die beproewinge kan gaan en nie teen die Vader sal opstaan en hom verloon nie. Maar verder sê die vyand ook aan Jesus, weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. So die ding is, baie mense val vir daai ene, want hulle almal hardloop agter die wêreldse rykdom en agter die wêreldse dinge, om die wêreld om in die wêreld gemaklik te lewe en net te doen wat hulle wil, al die slegte dinge van die vlees. As jy die vleeslike dinge wil gaan lees, dit is ook in Romeine en in Korintiërs, is dit nou, maar die vlees en die gees word mooi beskryf in Romeine. Ja, julle kan bietjie die hele boek Romeine gaan lees. En dan, daar is nog dele in die wee, ek is nou net nie 100% seker waar dit staan nie. Maar, ja, ek sal dit met julle deel op 'n volgende keer, wanneer ek julle 'n bietjie van die vlees en die gees leer. Want die Vader is koning, en as hy vir my nog kans wil gee om die woord oop te maak deur sy Heilige Gees aan die mens voor te stel, dan sal ek nog by die vlees en die gees, hoe om die onderskeiding te doen, sodat 'n mens altyd in die gees kan wandel en die vlees kruisig, soos wat Jesus sê, sterf daagliks, sodat jou vlees jou nie kan bedrieg nie. Maar die ding is, ja, so die Satan het Jesus op die berg gevat en hom al die begeertes van die wêreld gewys, sodat hy voor die duiwel kan buig en die duiwel aanbid. So, wanneer jy die Vader vergeet en voor rykdom, geld en menslike skrifte en menslike storieetjies buig, dan het jy God vergeet. Dan is jy nie meer in die weë van die Vader nie. Want die Vader het gesê, ons moet nie rykdom en die dinge van die wêreld najag nie, maar ons moet hom soek met ons hele hart, sodat hy ons kan vrymaak van die dinge van hierdie wêreld. Ja, so Jesus was ook versoek deur 3 maniere van versoeking. So die ding is, elke persoon word versoek deur hierdie 3 versoeke wat die vyand jou aantas. Hy tas jou aan deur jou geld, deur jou wêreldsbesittings, deur jou familie, ja, en dan tweedens tas hy jou aan deur jou gesondheid en deur jou gesondheid, deur jou vlees, om jou vlees te pynig. En die derde ene stuur hy al jou maatjies om jou te bespot en met jou al die mense in die wêreld om met jou bespotting te doen, om te sê, ag kyk, jy's useless, jy doen nie wat ons doen nie, so jy's niks werd nie, maar as jy saam met die Vader loop, is die pad verskriklik, baie alleen,
Daar's nie baie mense wat regtig opreg is voor die Vader nie, maar as jy die Vader liefhet, dan hou jy vas. Maak nie saak hoe alleen die pad is, hoe moeilik die pad is nie. Glo, Jesus is die redder, hy is die verlosser, hy is die een wat jou sal lei en leer op die pad wat jy moet gaan. Want sy liefde is volkome vir elke een van ons. Soos wat hy sê, hy wil laat niks mense verlore gaan nie, maar deur dat die wêreld so de mekaar is dit redelik baie moeilik vir die mens om te verstaan wie die Vader is. Want die wêreld verblind 'n mens, hy bedwelm jou brein. Veral as 'n mens, want die duiwel weet hoe werk 'n mens, hy werk met jou begeertes, die vleeslike begeertes. Want mense like om dinge te aanbid wat hulle sien, maar as hulle iets nie sien nie, dan sukkel hulle om te glo. Maar as jy vasglo, die Vader se goeders is oral sienbaar. Jy sien dit in die lig, jy sien dit in sy skepping, jy sien 'n mens kan al die goddelike krag sien in alles wat hy gemaak het. So 'n mens kan nie lieg en sê hy kan nie die Vader se werke sien nie, want die Vader se werke is oral om jou. En dan die ding is, as jou hart opreg is, sal die Vader vir jou voorsien. Wel, jy gaan nie 'n miljonair word nie, jy gaan nie 'n Ferrari ry nie, jy gaan nie in 'n kasteel bly nie, maar die Vader sal vir jou voorsien wat jy nodig het in jou lewenswyse vorentoe. Ek weet, dit is 'n baie moeilike pad, want baie Christene is ook halfhartig, baie kerke is halfhartig, want die mense doen dit net om geld te verdien, en hulle doen dit nie in opregtheid nie. Daarom is die lewe van vandag verskriklik moeilik, want die mens is baie mislei, en die kerke is mislei, want hulle het die wêreld toegelaat in die huis van die Vader. Hulle het die slegte dinge van die vlees toegelaat om te gebeur in die huis. Dit word nie meer gewaarsku nie, jy word net met inspirational woord gegooi, sodat, hoe kan hulle sê, hulle smeer net heuning om jou mond, sodat jy net lekker gevoed kan word en dik raak, en nie agterkom as jy te vet raak, gaan jy nie kan loop nie, en dit tas jou gesondheid aan. So hulle maak jou eintlik siek om vir jou klomp nonsens te vertel, om jou mond met heuning te smeer, en jou nie te waarsku dat die Vader haat sonde. Hy haat die werke van die vlees, maar hy het die mens lief, hy het sy maaksels lief, die wat bekeer tot hom, die wat afwyk van die sonde af. As jy sonde doen, die Vader sê, hy leer jou hoe om dit te los, hy leer jou hoe om te bekeer, maar jou hart moet opreg wees, jy moet opreg die Vader soek met alles wat in jou is, jou hele wee moet jy aan die Vader kan toewy, dan sal hy vir jou help. Ek uit self-experience weet ek dit, want ek is al 9 jaar in die wee van die Vader, baie moeilike 9 jaar, 8 jaar het ek baie gestruikel om myself reg te kry, maar die Here het my gelei, maar ek het nie altyd aandag gegee nie, want die wêreld het my bedwelm, die wêreld se bedwelming, die leuns van die wêreld, maar ek het nie die woord van die Vader gelos nie, ek het elke liewe dag lees ek die woord, elke dag bid ek, elke dag vra ek die Heilige Gees wys my, maar ek het nog steeds geval, maar die Here het gesê, hierdie jaar is my oorwinningsjaar, hy sal my help om al hierdie wêreldse vleeslike begeertes te oorwin, sodat ek hom al die eer kan gee, want hy is ons God en Koning, ons helper, ons geneesheer, die een wat ons lief het bo alles, hy is die maker, die skepper, ons koning, ons herder, hy lei die skape, hy lei ons, soos wat hy sy skape sal lei, hy lei ons, sodat ons in sy koninkryk kan kom, hy maak ons harte opreg, en heilig, soos wat hy heilig is, en 'n mens moet nie sê ons is net mense nie, want daai is die grootste leuen wat die duiwel jou hart van vol maak, want ons is nie net mense nie, ons is kinders van God, en om 'n kind van God te wees,
dan los jy die vlees en sy begeertes agter. Die vlees met sy hartstogtige begeertes. Ja, Romeine verduidelik dit baie mooi, en dan al die boeke wat Paulus geskryf het, verduidelik en leer jou van die weë van die vlees en die gees, onderskeiding van goed en kwaad, sodat jy volwasse in die woord kan raak. Almal moet 'n geseënde dagie verder hê in die liefde van Jesus, en mag Jesus julle vashou en beskerm, julle lei en leer. Geseënde dag in die liefde van Jesus.